Goeiedag luisteraars, welkom by SAIK Radio. Hier volg die nuus, geborg deur boermark.com, 'n platform wat gratis aanlyn winkels verskaf vir volksgenote. Die polisie het gelieg in hulle amptelike verklaring oor Dirkiesdorp, klaarblyklik net om 4 boere in die tronk te kon hou. Al was al die feite nie eers bekend nie, skroom die polisie toe nie om 'n rassetwis aan te por nie. Nadat die polisie verklaar het dat 2 mans wat onskuldig gaan werk soek het by 'n boer, doodgeskiet is, het die storie soos 'n veldbrand versprei. Die waarheid is egter dat daar 'n onwettige, onbeskermde optog op die boer se plaas gehou was. Kennis van die optog kom al 'n jaar lank. Mpumalanga Landbou het onderneem om die voorval te ondersoek en uit te vind hoekom die polisie nie by die onwettige optog teenwoordig was nie. Hulle het ook bevestig dat verskeie boere beseer is en dat een selfs skedelbreek opgedoen het. Geen vervolging van die betogers is aangemeld nie. Verder is die premier van Mpumalanga, Refilwe Mcheni Tshipane, nie tevrede met die boere nie. Ek haal aan. Genoeg is genoeg. Ons is nie te vinde daarvoor dat boere so vinnig moed kan mobiliseer om menselewens te neem nie. Die saak word maandag verder geneem. Die koel van 'n skoot tydens die eerste plaasaanval wat Neil McKay jare gelede verlam het, gaan nou, moontlik na sy moord tydens 'n tweede plaasaanval, uit sy lyf verwyder word. Die hoop is, beweer bronne, dat dit dalk kan help met die vervolging van verdagtes in die eerste aanval meer as 20 jaar gelede. Intussen is Vrydag aand se moordenaars nog soek, maar die polisiewoordvoerder, Kaptein Gwala, sê dat die ondersoek steeds voortduur. McKay was in 'n rolstoel gekluister toe hy oor die naweek op sy plaas in Winterton, KwaZulu-Natal vermoor is. Sy ma, Bev, het Saterdagoggend sy lijk in sy rolstoel gevind, met sy hande agter sy rug vasgebind. Volgens die polisie lyk dit asof hy verwrig is. Dit is juis weens destydse aanval dat hy verlam is. Daardie koel het in sy rug vasgesteek. Kennisse beweer 2 verdagtes is destyds aangekeer en 'n moontlike moordwapen is gevind. Omdat die operasie om die koel uit te haal egter McKay se dood sou kon veroorsaak, kon dit nie ballisties met die wapen vergelyk word nie. Die saak is dus later teen een van die verdagtes teruggetrek. McKay wou egter steeds boer en het later die plaas Skiedrif sy tuiste gemaak. Waar is die dae waar die manne in blou vir die inwoners van Suid-Afrika 'n trots was en 'n voorbeeld gestel het om na te streef? 'n 37-jarige polisiesersant van Tweespruit in die Vrystaat is tans in 'n aanhouding nadat hy in hegtenis geneem is weens die beweerde verkrachting van sy vriendin. Die onafhanklike polisie-ondersoeksdirektoraat het die voorval bevestig en gesê dat die voorval by die vrou se huis plaasgevind het. Die sersant sal môre in die hof verskyn. Die ANC-regering streef waarskynlik daarna om Suid-Afrika 'n kommunistiese staat te maak. Die afleiding word gemaak na Ramaphosa se oproep tot ANC-lede om die kommunis Chris Hani se voorbeeld en voetspore te volg. Ramaphosa het die mense die naweek toegespreek by die park waar Hani, wat 28 jaar gelede doodgeskiet is, begrawe is. Die ekonomiese klimaat wat in Suid-Afrika heers, gaan Cyril Ramaphosa moontlik eersdaags noop om die kabinet te verklein. Fluisteringe hieroor in die media kan al harder gehoor word as gevolg van inligting vanaf ingeligte bronne. Wanneer 'n kabinetskobbeling en die verkleining daarvan realiseer, sal 'n hele paar ministers hulle werk verloor. Dit is ook moontlik dat sekere ministers meer as een departement sal kry, berig 'n Engelse koerant. Aankondigings in hierdie verband sal eers na die afloop van die plaaslike verkiesing gemaak word, andersins kan stemme moontlik draai na opposisiepartye. Verwagte skommelings is dat die departement kleinsake ondernemings onder departement handel ingetrek sal word
iets wat eintlik lankal al moes gebeur het. Daar word ook verwag dat openbare ondernemings hier ingedeel sal word. Die Departement Energie behoort Eskom in te trek en Transnet sal by Departement Vervoer ingedeel word. Na die afsterwe van Jackson Mthembu sal 'n nuwe minister van presidentsie ook deur Cyril Ramaphosa aangestel word. SAIK Radio het vroeër berig dat die Johnson & Johnson's inentings moontlik die oorsaak van bloedklonte kon wees as gevolg van gevalle wat in die VSA aangeteken is. Dit het vandag aan die lig gekom dat Suid-Afrika die gebruik van die Johnson & Johnson's inentings voorlopig gaan staak. Daar is geen bewyse dat die entstof wat hier in Suid-Afrika gebruik is enige bloedklonte veroorsaak het nie, maar die stap word geneem as voorkomend, tot tyd en wel meer inligting in die verband beskikbaar is. Slaggate trek al meer aandag. Volgens die Gautengse LER belas met die infrastruktuur van paaie, sal slaggate die Suid-Afrikaanse ekonomie kan verlam. Die Smart Mobility naweekveldtog is deur die Johannesburgse Metroraad geloods om die paaie se toestande te verbeter en slaggate op te vul, nadat hulle 'n ekstra R53 miljoen bewillig het vir die doel. Volgens 'n Weskaapse landros is dit ontstellend om te sien hoe die polisie hulle voete sleep in 'n saak waar 'n vonnis nog nie opgelê kon word nie. Siyamchela Sombambela, 'n 32-jarige Kaapenaar, is op 25 Oktober 2020 reeds in hegtenis geneem nadat hy op heterdaad betrap is om 'n lijk van een van sy 3 slagoffers te begrawe. Hy het reeds skuld beken op die moord van 3 vrouens van Wolseley, Weskaap. Die verhoogde brandstofprys word nou as algemene rede aangevoer om die verbruikerspryse volskaals te verhoog. Die vinnig stygende brandstofprys van die afgelope 3 maande en die laaste styging van R1 het 'n negatiewe uitwerking op die sukkelende ekonomie van Suid-Afrika. Die verhoging in elektrisiteit plaas al hoe meer finansiële druk op verbruikers, veral nadat dit die verhogings hoër is as wat verwag is. Die styging wat die rand getoon het omgedraai en die rand staan nou weer met rooi wange en kyk hoe die ander geldeenhede versterk. Die neiging sal die komende weke voortduur. Die ekonomiese uitsig op verbetering lyk nie baie goed nie. Dus moet die publiek nou met groot versigtigheid hul inkomste aanwend. Windlaaiers hou nie net voordele in nie, aldus 'n onafhanklike studie oor alternatiewe energiehulpbronne. Soos wat Eskom se hoogspanningslyne vir die dood van voëls verantwoordelik was, is windwaaiers nou ook skuldig. Eskom het destyds merkers aan die lyne gesit sodat die voëls die lyne kon sien. Daar word nou aanbeveel dat daar 'n soort rooster aan die windwaaierlemme vasgemaak word, daar ook merkers aan die lemme gesit kan word. Die dreuning wat die waaiers veroorsaak is ook steurend. Daar word gereken dat, indien die windwaaiers in die see geïnstalleer word, al langs die kus langs, sal dit nie net die mooi natuur skoon bewaar nie, maar ook die geraasbesoedeling inperk. In Ceres boer hulle nie meer net met graan en vrugte nie, maar ook met sonkrag. Een versveld het 630 sonpanele geïnstalleer. Dit voorsien sy vrugteboord, plaaswerkers en die munisipaliteit van elektrisiteit. 'n Boer maak 'n plan. Ten minste is hierdie een plek in Suid-Afrika waar beerdkrag nie die grootste kopseer is nie. 2 basketbalspelers van die Parel in die Weskaap, Roderick Fredericks en Nabil Liebenberg, weet beslis wat deursettingsvermoë is. Hulle harde werk het vir hulle 'n weg oopgebaan in sport, meer spesifiek basketbal. Hierdie 2 spelers gaan eersdaags in Texas VSA in die top basketballigas van die wêreld deelneem. Hier volg die wisselkoers van die rand teenoor die vernaamste buitelandse geldeenhede.
Amerikaanse dollar R14,50, Britse pond R19,95, die euro R17,33, Australiese dollar R11,09 en die Nieu-Seelandse dollar R10,23. Hier is vandag se minimum en maximum temperature. Pretoria 15,31, Johannesburg 13,29, Kaapstad 17,23, Durban 21,28, Bloemfontein 14,30, Polokwane 22,39, Appington 20,26, Port Elizabeth 18,24 en Oos-London 20,27. Dit is dan die einde van die nuus. Dankie dat jy saamgeluister het. Onthou om weksdae in te skakel. 7:00 soggens, 1:00 smiddag en 7:00 saans. Totsiens vanuit die nuuskantoor. SAIK Radio het nou 'n Android toep. Luister nou na lekker Afrikaanse musiek heeldag op jou foon. Soek vir SAIK Spasie Radio op die Android Play Store. iOS binnekort. Weet jy van iets nuuswaardig? Stuur asseblief enige nuusbrokkies, kennisgewing, klankgrepe en of berigte vir moontlike insluiting tot ons daaglikse nuusbulletin. Die e-posadres is nuus@sikradio.com. nuus@sikradio.com.